Goeiemôre almal, dis donderdagoggend, dis die 29ste Mei, die jaar 2025. Dis 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend is dit nou Hemelvaart en dit is so gepas, ons gaan so 'n bietjie gesels rondom hemel. Hemel is die term waarmee die Bybel verwys na die blyplek van God. Jesus kom uit die hemel aarde toe en hy vaar weer op soontoe. Gelowiges verwag om hemel toe te gaan. Christen is eintlik nie burgers van die aarde op pad hemel toe nie, maar eerder burgers van die hemel op reis deur die wêreld op pad huis toe. Hoe sal die hemel wees? Die Bybel is stil hieroor, behalwe om die versekering te gee dat God wel daar is en ons by hom wil wees. En wat meer wil ons weet? Dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste waaragtige God, en Jesus Christus wat deur U gestuur is, Johannes 17 vers 3. Nou kom ons gaan lees so 'n paar verse uit God se woord uit rondom hemel. Die eerste in Deuteronomium 4 hier vanaf verse 36 tot 39. Uit die hemel het jy jou stem laat hoor om jou te onderrig, en op die aarde het jou sy groot vuur laat sien, en jy het sy woorde uit die vuur gehoor, en omdat hy jou vaders lief gehad het en hulle nageslag na hulle uitverkies het, en hy self jou deur sy groote krag uit Egipte uitgelei het, om nasies groter en magtiger as jy voor jou uit te verdrywe en jou in te bring om hulle land aan jou as erfenis te gee, soos wat dit vandag is. Daarom moet jy vandag weet en dit ter harte neem, dat God Here is, dat die Here God is, bo in die hemel en onder op die aarde, daar is geen ander nie. Halleluja. Ons volgende gedeelte is hierso Psalm 121 en dit is die bedevaarts lied. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie, die Here is jou bewaarder. Die Here is die skaduwee aan jou regterhand, die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. En dan die volgende gedeelte is hier in Jesaja 51 vanaf verse 11 tot en met 16. So sal dan die losgekooptes van die Here teruggaan en na Sion kom met 'n gejubel. En ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry. Kommer en sug sal vlug. Ek is dit wat julle troos. Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras? Dat jy vergeet dat die Here wat jou gemaak het, wat die hemele uitgesprei en die aarde gegrond het, dat jy gedurig deur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukkers, as hulle daarop toegelê word om te verwoes. Waar is dan die grimmigheid van die verdrukker? Die in boeie bekommerd word gou losgemaak en sal nie sterwend in die kuil neerdal nie, en sy brood sal ook nie ontbreek nie, maar ek is die Here jou God, wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. Here van die leerskare is sy naam. En ek het my woorde in jou mond gelê, en in die skaduwee van my hand jou verberg, om die hemel te plant en die aarde te grond, en aan Sion te sê, my volk is jy. Halleluja. Ons laaste gedeelte is Matteus 3 vanaf vers 1 tot 3. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom, want dit is hy wat van wie deur die profete Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie gelyk. Halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, vir die feit, U het opgevaar na die hemel, maar Here, U gaan weer kom. Here, en ons gaan nou 'n tyd in van Pinkster. Here, my gebed is dat elke persoon U aangesig sal soek in hierdie tyd. Here, sodat U Gees op hulle kan uitstort, Here, en hulle meer van U kan kry, minder van hulle self sal word, Here, meer soos U. En ons wil U net loof en prys en eer. Here, wees met ieder en elkeen in hierdie dag, seën hulle. Dis my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.